Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons hart, siel en verstand vandag vernuwe. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 2 vers 8 en 9. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Die gebrek aan kennis van God se wysheid het die kruisiging tot gevolg gehad. En die bedoeling is nie hier om te sê dat onder ander omstandighede Christus nie gekruisig sou word nie. Die bedoeling is om die kontras te skets tussen die wat hom gekruisig het en die wat hom liefhet. Paulus haal ook in hierdie gedeelte aan uit Jesaja uit, daar in hoofstuk 64 en 52. Hy maak baie duidelik dat God se wysheid nie deur sintuie of gedagtes toeganklik is nie, maar dat hy gereed gemaak het om te gee aan die wat hom liefhet. Die samevatting van die wet word dan deur Paulus op 'n baie subtiele manier hier ingebring. Die wet wat sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Paulus sê later, hy self is nie meer onder die wet nie, maar onder die wet van Christus. In Galasiërs 6 vers 2 skryf hy oor hierdie wet van Christus vir ons die volgende: Dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Alhoewel Paulus nie in die eerste brief van die Korintiërs uitdruklik sê dat gelowiges mekaar se laste moet dra nie, gee wel wysheid en raad waarvan dit 'n bousteen vir ons vorm. Hier in 1 Korintiërs 8 vers 9 tot 13 sê dat sterker gelowiges nie 'n struikelblok vir swakker gelowiges moet wees nie. En in hoofstuk 12 vers 25 en 26 sê hy dat die lede van Christus se liggaam gelyke sorg vir mekaar moet dra. En in hoofstuk 13 lees ons die bekende gedig oor liefde. En hy gebruik daar woorde soos geduld, vriendelikheid en vele ander woorde, wat die besorgdheid in liefde teenoor mekaar vir ons uitdruk. Ons moet geensins dink dat hierdie karakter van liefde die wysheid van God kan verwerf nie. Hierdie soort karakter vorm net 'n baie beter voertuig vir die wysheid van God. Paulus was 'n goeie voertuig vir God en vir sy wysheid. Mag ons ook so 'n bruikbare tuig in die hand van God en sy wysheid wees. Kom ons buig die hoofde saam in gebed. Here, ek het U lief met my hele hart en my hele siel en my hele verstand. Amen.